Ons kuier vandag hier in Waanhuiskrans. Waanhuiskrans. Nou die Engelse kon dit blykbaar nie baie mooi sê nie, toe kry die plek 'n tweede naam. So dit is die enigste plek in Suid-Afrika wat 2 geregistreerde name het. Waanhuiskrans en Anniston. Goeiemiddag. Goeiemiddag, Charmaine. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels met Charmaine. Sy het 'n winkeltjie hier in Anniston. En sy gaan ons bietjie vertel van die omgewing, die mense. Ons gaan vir haar 'n bietjie 'n paar vrae vra. So Charmaine, jy het in hierdie omgewing seker groot geword. Vertel ons bietjie van die omgewing en hoe jy ook Afrikaans geleer praat het. Ek is waar hier gebore in Anniston. En die gedeelte wat ons bly met die rietdakkies noem ons eintlik Kassiesbaai, wat deel is van Waanhuiskrans. Ek het hier gebore en groot geword. Ons is maar baie rustig. So ons is eintlik 'n voorreg om in so 'n rustige plekkie te kan bly en groot te word. Geen misdade nie. So tot ons daai jare die enigste of die meeste inkomste was maar van die bote af, die vissersbote. En soos ons groot geword het en tyd van ons het uit te gaan geleerdheid gekry het ons maar die ander beroepe gekry. Maar die meeste van deesdae vandag ook nog maak die mense maar staat op die bote, die vissersbote. En ons ouers is wat ook nog al die meeste oorlede is, was almal vissermanne gewees. So ja, dus ek myself, ek sal nooit sal ek die plek verruil om iewers te gaan bly nie, want dit is die mees rustigste dorpie wat jy maar kan sê, wat jy kan kry. En wat so uniek is aan ons is Afrikaans, ons het Afrikaans groot geword, maar ons het ook een brei wat so lekker vir die mense. So ja, wat ek maar kan sê van die plekkie. Nou Charmaine, die natuur hier is natuurlik verskriklik mooi. Ons het self bietjie gaan stap en dit ervaar. Waardeer die mense wat hier bly daarom ook die natuur en hulle pas hom ook daarom mooi op. Definitief ons waardeer dit. So as jy rondloop en jy kan sien alles is nog baie ongerep. So maar nou sê, so ons kyk mooi na so plekkie. Rustig en soos jy kan sien die bosse, die velde, even die seelewe, ons is nog baie ongerep. Ons kyk regtig, die mense kyk mooi, hulle waardeer. Ons waardeer die plek. Baie van die mense wat hier bly wat nie sal wegtrek uit die plek uit nie. So. Ek gaan maar net ook beklemtoon dat ons is nou van Pretoria, so hierdie dorpie is meer as 1000 kilometers langs die kus in die Kaap. En jy kan hoor natuurlik die verskil in aksent. Ons is tog almal van dieselfde land. Ons praat dieselfde taal. So ons ervaar ook maar verskillende aksente soos wat baie ander lande ook sal ervaar, afhangend waar in die land jy rondbeweeg. So Charmaine, wat het jou geïnspireer om jou winkeltjie te begin? Ek was al die jare 'n chef gewees. En ek het altyd vir myself gesê, Charmaine, ek kan eendag jou eie besigheid opmaak. Ek kan dit begin en dit is my droom gewees al die jare. En ek het ook besef, ons is baie ver van die naaste winkels af. Ons moet altyd, die meeste mense, ons moet met hy kos betaal op toe. Dan gaat inkopies doen en so. En dis 'n behoefte wat in die gemeenskap gewys het, wat ek gedink sou iets doen vir die gemeenskap. Deel van die winkel is 'n wegneem ete. Dit is ook 'n behoefte gewys in die gemeenskap wat ek raak gesien het. En ja, dit doen nogals goed. En my winkel se naam is Mynie's Fast Food.
Is nou wel 'n klein winkel, maar ek hou van teruggee aan die gemeenskap ook. Alles wat ook klein, ons gee terug aan die gemeenskap. So ja, ek is nou 3 jaar wat dit bestaan en ek doen nogals goed van die gemeenskap, ondersteun my nogals baie goed. Dus kom ek gee terug aan die gemeenskap. En Charmaine, vertel my 'n bietjie, jy ontmoet seker baie mense. Ek is seker daar is baie toeriste van oral oor die wêreld wat hier kom kyk en ervaar en verby beweeg. Vertel my 'n bietjie, hoeveel van daai mense sien jy en of ontmoet jy ook gereeld? Dis nogals baie toeriste wat hier na toe kom. En die ander hotel self, hulle verwys ook altyd van hulle gaste na ons, so ek ontmoet nogals baie van die gaste en hulle vind dit nogals inspirerend om te sien van die klein plekkie, hulle is verbasend van die klein plekkie wat hier in die middel van nêrens sit. So ja, ek kry nog baie ondersteuning van daai kant af. So. En nogals baie van die mense, hulle los 'n resensie op Google nogals baie en ons kry 5 uit 5 elke keer. Van die. En as jy my bietjie kan vertel van die mense van die omgewing, want jy word groot met so 'n mooi natuur om jou, so 'n rustigheid. Is die mense self ook so rustig? Ja, ons is baie vriendelike mense. Ons het groter word, die ou mense van daai jaar het ons so groot gemaak. Vriendelik, behulpsaam, altyd daar vir mekaar. En die meeste van ons is veerlang familie van mekaar. So ja, dis maar soos ons groot geworden, dis soos ons geleer is. En ons probeer dit vir ons kinders van deesdae ook leer om daar te wees vir mekaar, om te gee vir mekaar. Dis, soos ek kan sê, ons is nog van die gelukkigste mense in die land om so 'n rustige dorpie te hê wat ons hier baklei met mekaar en aangaan met mekaar. Ons staan mekaar by, ons is daar vir mekaar. As een siek is, dan is hulle daar vir die ander. So ons is nog regtig baie gelukkig. Dis omgee mense wat in die plek bly. Ons gee om vir mekaar. So vertel my 'n bietjie, Charmaine, wat bied jy hier in jou winkeltjie behalwe nou die wegneem etetjies? Wat anders kan die mense hierso kry by jou? Ek weet Anniston lyk nie soos 'n baie besige dorpie nie, soos jy genoem het, 'n ou moet ver ry vir goeders. So wat sal jy sê vir mense wat hier kom kuier van ver af? Wat kan hulle hier by jou kom kry? Wat hulle nie nodig het om ver voor te ry nie. As ons net die basiese noodsaaklikhede wat ons aanhou, sê ons is nie baie groot nie. Soos die basiese noodsaaklike toiletpapier, melk, kaas, suiker, koeldrank, hout. So die basiese dinge, die meeste basiese dinge wat ons aanhou. Ja. Okay, Charmaine, dankie. Dit was interessant om bietjie te leer van hierdie dorpie. Ek self het nooit voorheen gehoor van Anniston of Wynhuiskrans nie. So baie interessante dorpie. As jy enigstens ooit eendag wil kom kuier in die Kaap, maak gerus 'n stop hierso by Anniston en kom kuier by Mynies se wegneem etes. My vrou en my seun het vandag die calamari met skyfies geëet en hulle sê dis die lekkerste wat hulle in 'n lang tyd gehad het. Dankie, Charmaine. Ons wens jou al die sterkte toe met jou besigheid hierso. En ons hoop die natuur bly vir julle vir altyd so mooi hierso en vir julle kinders en almal. Baie dankie en baie dankie vir die ondersteuning. Ek hoop as jy eendag weer die kant van die wêreld na toe kom, dat jy weer by Mynies sal inloop. Want hier by Mynies kook ons met liefde. Mooi bly.